my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Psalm 37, ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 7, maar voordat ons die woord van die Here gaan lees, dink ek meneer Albert, is 'n kindermoment, waar ek dink, ek wil graag jou na vore laat kom, om 'n bietjie 'n toertjie vir ons kinders te doen. Ek het gehoor, jy is baie goed in gimnastiek, is dit so? Ja, oké, toe maar, jy gaan dit vanoggend reg kry. Ek het hier 'n besem vir jou. En jy weet hoe dit werk. Jy moet hom nou met 'n oop hand, moet jy hom nou balanseer. Maar jy mag net na jou hand kyk. Jy mag glad nie opkyk. Nee, jy mag net na jou hand kyk. Jy mag glad nie opkyk nie, net op jou hand. Het jy seer gekry? Nee. Okay, jy kan dit vir ons weer doen, maar dan kan jy nou opkyk na die besemtop. Baie makliker, nee. Definitief. Okay, dankie Albert. Ek dink Albert het al reeds die preek gepreek vanoggend, nee. As jy gaan kyk na jou omstandighede, na die bagasie in jou hand, en al die dinge wat vir jou swaar is, en wat vir jou moeilik is, en wat vir jou uitdaging is, en wat verkeerd kan loop, dan balanseer niks nie. Maar wanneer jy opkyk na die Here, en jy stel jou vertroue in die Here, dan werk dit. Dan balanseer dinge makliker uit. Om die Here te vertrou, eerder as om te kyk na die bagasie in jou hand, jou omstandighede. Goed, voordat ons uit die woord van die Here gaan saam lees, kom ons bid eers net saam. Here, baie dankie dat ons sommer die begin van hierdie erediens kon hoor, dat U hand na ons uitgesteek het. En Here, dit is vir ons 'n absolute wonder dat U wat die driemaal heilige God, skepper is van die hemel en die aarde, dat U 'n verhouding met ons begeer, dat U intimiteit met ons begeer, dat U ons opsoek, dat U Vaderhand uitsteek na ons. Dankie Here dat ons ook ons hand met die soveel bagasie wat daarin mag wees, ook kan opsteek na U. En kan weet Here dat U Vaderhand ons hand ontmoet. En Here, wanneer ons nou uit die woord gaan lees, dan weet ons, dis U hand wat uitreik na ons. Maar wil ons ook nou in die gebed, Here, wil ons vir U kom sê, Here, ons wil ontvang wat U vanoggend vir ons wil gee. Here, ons wil nie maar net hier wees ter wille van hier wees nie. Ons wil hier met 'n verwagting wees. Ons wil ons hand uitsteek na U. En ons wil ontvang, Here, dit wat U vanoggend ook deur U woord en deur die werking van U Gees in ons harte en ons binneste vir ons wil gee. En Here, ons weet dat die baie bagasie wat in ons lewe is, dalk U stem kan dof maak. Here, ons oë kan verblind om U hand raak te sien. En daarom, Here, wil ons nou alles wat skeiding mag bring, wat ons harte mag beset, wil ons afgee by U voete, by die voete van U kruis. En ons wil ons afhanklik stel met 'n verwagting, en dit is ons gebed, Here, soos wat U eens die brood by die meer van Galilea gebreek het, dat U ook nou U woord vir ons sal breek, sodat U woord ons sal versterk, sodat ons die lewe kan leef, waartoe U ons geroep het. Amen. Psalm 37, 'n Psalm van Dawid, laat jou lewe aan die Here oor. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer.
Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Tot sover ons skrifgedeelte vir oggend. Ons teksvers is Psalm 37 vers 5, daardie baie besondere vers, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou hom, hy sal sorg. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. En ek wil graag vanoggend die woord van die Here aan julle bedien aan die hand van 'n tema wat lui, vertrou jy die loods? Die vraag, vertrou jy die loods? En terwille van ons kleiner kinders, 'n loods is iemand wat 'n vliegtuig vlieg, wat in beheer is van die vliegtuig. So met ander woorde, as jy in die vliegtuig sou sit, vertrou jy die persoon wat die vliegtuig beheer, vertrou jy die loods? Liewe vriende, so 'n hele klompie jare gelede het oom Laurens Jonker my genooi om saam met hom te vlieg na Stilbaai. En alhoewel ek so 'n klein bietjie aan hoogtevrees ly, was dit 'n wonderlike uitnodiging wat ek net nie van die hand kon wys nie. Ja, ek moet erken, toe ek in die vliegtuig klim, was ek maar 'n bietjie skrikkerig en ek dink my hart het heel wat vinniger begin klop. Hierdie 4-man vliegtuigie is net nie 'n 747 Boeing nie. En toe ek so na die vliegtuigie klim, het dit my gevoel, dit is papierdun, en as ek so afkyk, daar's niks, absoluut niks, wat my sou kon beskerm nie. En toe ons opstyg, het ek stilletjies gebid, dat die Here net vandag vir my sal bewaar. So 'n minuut later was ons in die lug, en weet julle, toe ons daar bo in die lug is, weet julle hoe mooi is ons vallei, wat die Here vir ons gegee het? 'n Pragtige vallei, die berge, en die wingerde, en die rivier, dit was asemrowend mooi. En toe ons nou eers in die lug is, het ek so klein bietjie ontspan, en ek so af en toe na oom Laurens gekyk, en dit het vir my gelyk asof hy weet hoe die metertjies hier voor hom werk. Die opstyg was nie te erg nie, en ek het net besef, ek het myself getroos, oom Laurens vlieg eintlik al 'n hele klomp jare. Hy het al baie opgestyg en het al baie geland, so ek kan hom vertrou ook nou vir die landing wat ons nou in Stilbaai gaan hê. En eers toe ek begin ontspan en vir myself sê, ek kan die loods vertrou hier langs my, toe geniet ek die vlug inderdaad. Toe ek ontspan en die loods vertrou, toe is ek rustig. Vriende, Psalm 37 is 'n psalm waarin die Here vir jou wil sê, ontspan en vertrou my as jou loods. Vertrou my as die loods van jou lewensvliegtuigie. Moenie so bekommerd wees oor die baie dinge van elke dag nie. Moenie so ge-worried wees as jy nie al die metertjies hier voor jou verstaan nie. Moenie so bekommerd wees as jy wonder of jou vliegtuigie sal kan opstyg en of jou vliegtuigie sal kan land nie. Vertrou my, sê die Here. Vertrou my as die loods van jou lewensvliegtuig. En weet julle, ons moet vanoggend vir mekaar sê, dis nie vir ons so maklik om die Here te vertrou nie. Dis vir ons baie makliker om in die Here te glo. Ja, dis vir ons makliker om in die Here te glo, maar om hom volledig te vertrou met heel ons lewe, dis nie so eenvoudig nie. Julle almal ken seker die verhaal van die akrobaat wat op 'n styf gespanne kabel bo oor die Niagara watervalle gestap het. Nadat hy oorgestap het, het al die mense vir hom hande geklap en gejuig. En toe sê hy vir hulle, glo julle dat ek 'n kruiwa oor die Niagara watervalle kan stoot? Toe sê hulle, ja, natuurlik kan jy. En toe doen hy dit. Toe klap almal weer vir hom hande. En toe vra hy vir hulle 'n snaakse vraag, glo julle dat ek iemand in die kruiwa bo oor die valle kan stoot? Ja, natuurlik sal jy dit kan doen. En toe sê hy vir hulle, maar wie van julle is bereid om in te klim? En toe is almal doodstil. Want niemand het kans gesien om in te klim nie. Hulle het in hom geglo. Hulle het geglo hy kan dit doen. Maar hulle was nie bereid om in te klim nie. Hulle het geglo hy kan iemand anders oor die waterval stoot. Solank dit net nie hulle is nie. Die vraag vanoggend, broeder en suster, liewe jongmaats, is, vertrou jy die Here
met jou hele lewe. Ja, ek weet jy glo in hom, dis hoekom jy hier is. Maar vertrou jy die Here met jou hele lewe? Vertrou jy die Here vir die elke dag se klein dingetjies? Maar vertrou jy hom ook vir die groot goed in jou lewe? Vertrou jy hom ook vir die groot goeders wat vir jou mensliker gewys eintlik onmoontlik lyk? Psalm 37 is 'n psalm wat jou vanoggend wil uitnooi om die Here volledig te vertrou. Psalm 37 is 'n psalm vir iemand wat gestres is, wat bekommerd is, wat bang is, wat gespanne is. En die Here wil deur Psalm 37 vir jou sê, wil jy nie so klein bietjie meer ontspan en my vertrou as die loods van jou lewensvliegtuig? Deur Psalm 37 wil die Here vir jou sê, al is jy bang, vertrou my op so 'n manier dat jy bereid sal wees ook om in my krywaar te klim, sodat ek jou oor die afgronde van hierdie lewe kan stoot na nuwe horisonne. Vertrou my. Moenie net in my glo nie. Vertrou my ook. Nie net met jou lippe nie, maar met jou hele hart. Jy sien, ons kan baie maklik die Here vertrou as dit kom by ander mense se probleme. As ons ander mense aanmoedig om die Here te vertrou, dan is dit vir ons makliker as om die Here te vertrou met ons eie probleme. Ons kan ander mense aanmoedig om in die krywa te klim. Maar wanneer dit ons beurt is om in die krywa te klim en die Here te vertrou, dan is dit nie vir ons so maklik nie. En moet ons ook bely, Here, ek glo in U, maar ek sukkel om U 100% as die loods van my lewensvliegtuig te vertrou. Ek wil graag vanoggend 5 kort verhale met julle deel oor godsvertroue. En ek glo in elke verhaal is daar 'n aspek van wat dit beteken om die Here volledig te vertrou. En mag die Here ook deur hierdie verhale in ons harte, deur sy Gees, met ons nou besig wees. En die eerste verhaal is die bekende Abraham verhaal in Genesis 12. Abraham het in 'n ver land gewoon. Hy het glad nie die Here geken nie, hy het afgode aanbid. En op 'n dag het die Here gekom en vir Abraham gesê, Abraham, jy moet jou goeders los, jou familie, jou land, pak jou goed en trek na die land toe wat ek jou sal wys, want in jou wil ek met 'n nuwe volk begin. En Abraham met respek gesê, het nie 'n klou gehad waarheen die Here met hom op pad is nie, maar hy is gehoorsaam en hy volg die Here, al weet hy nie waarheen die Here met hom op pad is nie. En dit, broeder en suster, liewe jong maats, dit is wat vertroue is. Om die Here te volg, al weet jy nie lekker waarheen die Here met jou op pad is nie. Jy volg hom, maar jy weet nie lekker waar jy gaan uitkom nie. Jou pad vorentoe lyk vir jou donker of onseker, baie vraagtekens, jy weet nie waar jy gaan land nie. Maar jy vertrou die Here, as jy loods van jou hemelse vliegtuig en jy sê vir die Here, Here, ek sal U volg. Al lyk my toekoms vir my onseker. 'n tweede verhaal wat ek met julle wil deel, is die verhaal van Hanna in 1 Samuel 1. Hanna wou baie graag 'n babatjie gehad het, want haar lewe was leeg sonder 'n babatjie en sy het elke dag in die tempel gaan bid en vir die Here gesmeek om vir haar 'n kindjie te gee en sy het ook 'n belofte gemaak en sy het vir die Here gesê, Here, as U vir my 'n kindjie gee, sal ek hierdie babatjie vir U teruggee. En eendag het sy weer haar hart voor die Here leeg gemaak en die priester Eli het gedink sy is dronk, maar later agtergekom as sy is besig om te bid. En toe sê Eli vir haar, Hanna, jy kan nou maar huis toe gaan, want die Here het jou gebed verhoor, hy gaan vir jou 'n seentjie gee. En toe staan Hanna op en sy gaan huis toe. En dan lees ons in die Bybel, sy het nie meer gehuil nie, en sy was ook nie meer bedruk nie, en sy het op die Here begin wag om hierdie belofte waar te maak, en sy het nie geweet hoe lank dit die Here gaan vat om hierdie belofte waar te maak nie, maar sy het op die Here gewag. Sy het nie geweet hoe lank dit gaan neem voor die uitkoms gaan kom nie, maar sy het wagtend op die Here gaan wag, dat die Here sy belofte sal waarmaak. En dit, broeder en suster, liewe jong maats, dit is wat Gods vertroue is, om vir die Here te sê, Here, ek sal op U wag. Ek sal op U wag, totdat U uitkoms gee. Ek sal op U wag, totdat U beloftes in my lewe realiseer. Weet julle, ons kan baie keer so haastig met die Here wees. Die Here moet nou uitkoms gee, die Here moet nou my gebede verantwoord, sonder om te dink, wat is die Here se groter plan vir my lewe?
Vertrou is om te sê, ek wag op die Here, al vat dit selfs lank, voordat die beloftes raak, voordat die uitkomste kom. Die derde verhaal is die verhaal van Maria, die moeder van Jesus. Julle ken haar verhaal. Sy was 'n jong, godvreesende vrou, verloof aan Josef, en hulle het besluit om te wag tot op hulle troudag. En een nag toe verskyn die engel van die Here aan Maria en sê, Maria, jy gaan swanger raak en jy gaan 'n seentjie in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Maria was uit die veld geslaan. Here, dit is menslik onmoontlik. Here, dit is totaal en al menslik onmoontlik, want ek en Josef is nog nooit op hierdie manier saam nie. Dit is onmoontlik. Wat gaan die wêreld sê? Maria, jy gaan swanger word deur die Heilige Gees. En dan sê sy, Here, ek verstaan dit nie. Dit maak nie vir my sin nie. Dit is vir my menslik onmoontlik, maar Here, hier is ek. Ek is tot u beskikking. Ek vertrou u, selfs vir dit wat menslik nie moontlik sou wees nie. En dit is wat Gods vertroue is, om op daardie punt in jou lewe te kom vir Here te sê, Here, vir my lyk dit menslik onmoontlik, maar ek vertrou vir u daarvoor. Here, my finansies, ek weet net nie of daar uitkoms is nie, maar ek vertrou vir u. Here, my siektetoestand, ek weet nie, maar ek vertrou u. Here, my huwelik, dit voel vir my, dit gaan nooit werk nie, maar Here, ek vertrou u ook vir die menslike onmoontlik hierin. My kinders, wat werk moet kry in Suid-Afrika, ergens 'n plek in die land moet kry. Here, ek weet nie so lekker nie, maar ek vertrou u vir die menslik onmoontlike. Dit is wat vertroue beteken, om te sê, Here, ek kan nie. Maar Here, diep in my hart, weet ek u kan. En daarom klim ek sommer ook in die krywe, as ek moet. En ontspan ek, terwyl u met my dikwels stikkende ou vliegtuigie moet opstyg en moet land. Vertrou die Here, al lyk dit vir jou menslik onmoontlik. Die vierde verhaal is die verhaal van Josef, Genesis 37 tot 40. Eintlik was Josef iemand wat onregverdig in die lewe behandel is. En daar het baie dinge in sy lewe gebeur wat hy net nie verstaan het nie. Hy is deur sy broers in 'n put gegooi en aan die Egiptenare verkoop. Hy is beskuldig deur Potifar se vrou. Onregverdig. Hy is onregverdig in die tronk gegooi, onskuldig. En het baie daarvan hom gevoel asof die Here hom dalk in die steek gelaat het, omdat hy nie al die dinge verstaan nie. En nogtans het hy die keuse gemaak om die Here te volg, al het hy nie die antwoorde nie. Om die Here te volg, al verstaan hy nie al die dinge nie. En broeder en suster, dit is wat Gods vertroue is, om te sê, ek vertrou u Here, al verstaan ek nie waarom sekere dinge in my lewe gebeur het nie. Here, ek vertrou u, al het ek nie antwoord op die dinge waarmee ek worstel nie. Want op die ou end het vertroue min te maak met verstaan, want ek en jy hoef nie te verstaan voordat ons God vertrou nie, want God is heilig, hy is volmaak, en sy wie is hoër as ons wie, en sy gedagtes is groter as ons gedagtes, en daarom moet ons net as 'n kind van die Here op daardie punt kom, waar Josef gekom het en gesê het, Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie hierdie dinge in my lewe nie. Ek verstaan nie hoekom die lewe my op hierdie kant uitgespoel het en ene weer hierdie kant gegooi het nie, maar ek vertrou u. Dit bring my by die 5de en die laaste verhaal. Hierdie verhaal is nog nêrens opgeteken nie. Dis 'n splinternuwe verhaal. Dis 'n verhaal wat vanoggend geskryf gaan word. Dis 'n verhaal wat vanoggend moet gebeur. Want sien, dit is jou en my verhaal. En ek en jy kan vanoggend nou kies. Gaan ons 'n verhaal van wantroue en klein geloof skryf? Of gaan ons 'n verhaal skryf van vertroue? Gaan ek aan die een kant vir die Here sê, Here, ek skryf hierdie verhaal van klein geloof, ek hou maar 'n agterdeur oop, Here, want ek weet nie lekker waar jy nie met my op pad is nie. Here, 'n verhaal van wantroue, want ek wag al so lank en ek is nie bereid om nog te wag nie. Here, 'n verhaal van wantroue, want Here, ek het nie die antwoorde nie. Ek worstel met antwoorde, die hoekoms en die waaroms. En Here, ek worstel met soveel goeders wat ek maar net dink vir u ook onmoontlik is. Daarom skryf ek 'n verhaal van wantrou of klein geloof. Of jy kan vanoggend kies om 'n verhaal van vertroue te skryf.
Om te sê, Here, ek weet nie lekker waarheen U met my op pad is nie. Ek weet nie hoe lyk my toekoms nie, maar ek vertrou U. Here, ek weet nie hoe lank dit gaan vat voordat U hierdie beloftes wat U aan my ook gemaak het, dit gaan waarmaak nie. Ek weet nie hoe lank dit gaan vat voordat daar uitkoms gaan kom nie, maar ek kies om U te volg, al moet ek nog wag. Ek kies, Here, om 'n verhaal van vertroue te skryf. Al lyk my situasie vir my menslik onmoontlik, ek vertrou U, dat U meer kan doen as wat ek kan doen. En Here, ek skryf 'n verhaal van vertroue. Al worstel ek met hoekoms en waaroms, al verstaan ek nie. Terwyl jy hierdie verhaal vanoggend skryf, wil ek maar net in slotte vir jou sê, die Here wat ek en jy aanbid, hy ken ons lewensvliegtuigies. Hy ken ons lewensvlug. Hy weet hoe werk hierdie metertjies voor ons. Hy weet hoe om te vlieg. Hy weet hoe om op te styg en te land. Psalm 37 wil jou uitnooi. Vertrou die Here met jou hele lewe as die loods van jou lewensvliegtuig. En skryf vanoggend 'n nuwe verhaal. By hernuwing, miskien vir die eerste keer. Here, ek kies om U te vertrou met my hele lewe. Amen. Liewe vriend, ek ken nie die hand wat jy vanoggend uitsteek na die Here nie. Ek ken nie die bagasie in jou hand nie, ek ken nie jou seer nie, ek ken nie jou bekommernis nie. Ek ken nie jou stryd nie. Ek ken nie jou wantroue so goed of jou klein geloof nie. Maar die Here wat ek en jy aanbid, het al miljoene der miljoene mense gered. Die God wat ek en jy aanbid, het al miljoene der miljoene krisisse opgelos. Het al miljoene der miljoene gebede verhoor. Het miljoene kere al dinge gedoen wat vir die mens onmoontlik gelyk het. En daarom wil ek jy nou uitnooi om nou jou verhaal van vertroue te skryf in die driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En skryf hierdie verhaal bidend nou, terwyl jy jou oë toemaak en luister na die volgende lied. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou that God, his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How
joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.